is nie wonderlik om te sien hoe die Gees so vroeg in die diens al begin werk nie. Het jy gekom met 'n verwagting vanaand? Die Gees het. Die Gees het gekom met 'n verwagting. Amen. Voel net vir my reg, ek weet ons het nou gebid, maar kom ons sluit ons oë, kom ons wy net die diens aan die Here. Vader, U ken ons harte. Here, U weet wat ons nodig het. Here, in vanaand se diens bid ek dat mense nie sal vaskyk in dit wat gesê word of dit wat gedoen word nie, Here, maar Vader, ek bid dat U elkeen van ons se oë op U gerig sal hou. Vader, die woord sê soveel keer dat ons na U toe moet uitroep, Here, en ek glo dit is wat vanaand moet gebeur. Here, ek bid dat U Gees vrylik vanaand in hierdie gebou sal beweeg, Here, maar ek wil ook hê dat die mense ook net sal weet, Here, dat ons nie hier is vir die ou wat voor of agter of langs ons sit nie, Here, maar dat ons hier is vir een rede, en dit is om U naam groot te maak, Here. Vader, ek bid vir vrymoedigheid in die Gees, dat mense net hulle harte sal oopmaak, Here, en U sal aanvaar, Here, U stem sal hoor, en sal doen wat U vir hulle sê om te doen. Bid dit in die almagtige naam alleen. Amen. Goeienaand gemeente. Ek het, naam pastoor. Ek weet nie of julle weet nie, daar so rukkie terug, dit kom nou eintlik 'n lang pad, waar baie mense sê, die einde van die wêreld is in 2012. Het jy dit al gehoor? Vir ons beteken dit die Here kom in 2012, maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat niemand weet wanneer daai tyd gaan kom nie. Net God weet dit. Maar my tema vanaand is, God kom tog in 2012. God gaan tog kom in 2012. Dalk nie op die wolke nie, dalk nie hoe ons dit verwag nie. Maar elkeen van ons het 'n omstandigheid, elkeen van ons het iets, dalk 'n seer, dalk 'n pyn, dalk iets. En ek wil vanaand vir jou sê, die Here gaan kom in daai omstandigheid waarin jy is. Glo julle dit? OK. Kom ons maak ons Bybels oop by Genesis 4 vers 25 tot 26. Genesis 4 vers 25 en 26. En daar staan: Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad, en sy het 'n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem, want, het sy gesê, God het vir my 'n ander kind gegee in plek van Abel, omdat Kain hom vermoor het. Ook vir Set is daar 'n seun gebore, en Set het hom Enos genoem. En die volgende vers is waaroor ek preek vanaand. Hy sê, in daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Wat 'n wonderlike tyd was dit nie. Dit het alles vir ons verander. Daar was 'n tyd gewees waar die mense gesê het, van nou af vorentoe gaan ons tot God roep. Van nou af vorentoe is ons nie meer alleen nie. Van nou af vorentoe gaan ons, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons hulp nodig het, gaan ons tot hierdie God wat ons gemaak het, gaan ons tot hom roep, en hy gaan ons hoor. Jy sien, wat hier gebeur het alles verander deur die hele Bybel. Van hier af vorentoe lees ons hoe baie mense in die Bybel tot God geroep het, en God het hulle gebede verhoor en hulle omstandighede verander. En ons lees van Kain en Abel, waar Kain vir Abel doodgemaak het, en wat sou gebeur het, is Kain, en ek wil amper sê hierdie goddelose saad wat Kain voorbring, sou die dominerende volk geword het in daai tyd. En toe wat die Here doen, is hy gee nog 'n seun, hy gee vir Set, en hy gee nog 'n seun, en hy gee vir Enos, en so begin hy sy goddelike volk uitbrei. En so gee hy 'n goddelike volk, in plaas daarvan dat Kain die oorheersende volk gaan word, gee hy nog 'n volk wat hy sy volk gaan noem. En toe gebeur daar iets baie wonderlik. Ek weet nie of dit is dat 'n kind wat siek geword het, of dalk het daar nie reën gekom nie, maar daar was 'n oomblik gewees waar die mense gesê het, ek weet nou nie meer wat se kant toe nie. Ek weet nou nie meer wat om te doen nie. En hulle het gedink, maar ek weet God is daar, ek weet hy het hemel en aarde gemaak,
Maar wat as ek uitroep na hom toe? Wat as ek uitroep na hom toe? Dalk hoor hierdie God my. Dalk hoor hy my hart. En die Bybel sê, van daai punt af vorentoe, het mense God begin aanroep. Nou die woord aanroep, of roep, in die ou vertaling aanroep, het 3 betekenisse. Die eerste betekenis is smeek, of pleit, of met jou hele hart uitroep. Dis nie soos ons dit nou lees, net roep nie, net soos, Here, hier is ek, dis pleit, dis jou hart voor die Here oopmaak. Dis die eerste betekenis. Die tweede betekenis is om die Here te loof, om sy naam groot te maak, om te verhef. En die derde betekenis is om mense te vertel, om uit te gaan, om mense te vertel. Om mense dalk nader te roep en hulle te vertel, maar wel net om mense te vertel. En die eerste mense in die Bybel wat ons lees, wat tot God geroep het, hulle is nie Christene genoem nie, hulle is nie Jode genoem nie, hulle is letterlik mense genoem wat uitroep tot God. Uitroep tot God. En kom ons lees saam in Jeremia 33 vers 3. Hier praat die Here met Jeremia en hy sê vir hom, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge wat jy nie weet nie. Jy sien, die Here sê vir Jeremia, Jeremia, roep my aan. En wanneer jy my aanroep, gaan ek nie eers op die lysie kyk en sien of jy jou tiendes betaal het, en of jy gister ook gebid het, of wat ook al nie. Hy sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord. Ek sal jou antwoord. Jy sien, die God wat hulle in daai tyd gedien het, is presies dieselfde God wat ons vandag dien. Ek verander, en jy verander, maar God verander nooit. En hy sê vir Jeremia, Jeremia, roep my aan en ek sal jou antwoord. En ek wil vir jou sê, Simfonie, roep my aan en ek gaan jou antwoord. En reg deur die Bybel sien ons hierdie mense wat God aanroep en God gee vir hulle antwoorde. Ons sien vir Abraham wat hy roep God uit en God gee vir hom antwoorde. Ons sien vir Isak, hy bou 'n altaar en hy roep tot God en God antwoord hom. En ons sien vir Jakob, selfs nog voordat Moses die tabernakel gebou het, roep hy tot God uit en God antwoord hom. Sien, ons het 'n God wat hoor as ons met hom praat. En partykeer dwaal ons af van die regte pad af. Partykeer dwaal ons af van dit wat God ons wil hê. Maar ek wil vir jou sê dat as jy in daai bootjie sit vanaand en ons almal het al daar gesit, sê die Here vir jou, roep my net aan. Roep my aan en ek sal seker maak ek kom na jou toe. En ons kan weer saam wees soos wat ons was. Maar jy sien, ons vyand se planne moet nou bietjie verander word. Jy sien, die duiwel is baie slimmer as wat ons dink. Die duiwel weet hierdie goed. Die duiwel weet, die oomblik wat ons tot God roep, dan gaan hy kom en hy gaan ons help. So wat moet hy nou doen? Nou moet die duiwel planne beraam om te keer dat ons tot God roep. Hy moet planne beraam om te keer dat ons kommunikeer met God. En wat sê hy vir ons? Eers is hy ons besig, want daar is nou nie meer tyd om te bid nie. Tweedens, hy sal vir jou sê, hoorie, maar jy het nie nodig om die Here te pla met hierdie ding nie. Dit is dan so klein, jy kan dit self hanteer, of jy het soveel talent, jy het nie die Here nodig in hierdie saak nie, en so stelselmatig vat hy jou weg van daai area af wat die Here jou wil hê. En die mense in daai tyd wat die Here aangeroep het, dit was hulle teken gewees. Hulle teken was die mense wat God aanroep. Dit was hulle kenmerk gewees, as ek dit so kan stel. En die profete het ook so opgetree. Jy kan onthou in 1 Konings die verhaal van Elia en Ahab. Nou wat gebeur het, is hulle het al die profete doodgemaak en Elia sê vir Ahab, maar luister, ek is die enigste profeet wat oorgebly het. En hy sê, hierdie Baal-profete, hierdie 450 Baal-profete wat julle sê, jy sê hulle is op die regte pad. Bring hulle. Kom ons bring hulle, kom ons kyk wat se God luister wanneer ons daai God aanroep. En hulle bring toe daai profete en hulle die altare hier en hy sê vir daai profete, bid tot julle God en kyk of julle God luister. Kom ons kyk of julle God kom wanneer julle hom aanroep. En daai Baal-profete het gebid en hulle het hulle God aangeroep en hulle het te kere gegaan en daar het niks gebeur nie. En Elia sê, maar kom ons gooi water op my altaar. Gooi water, kom ek wys julle wat my God kan doen.
En Elia roep tot God en die Here steek daai altaar van hom aan die brand. Die God wat Elia aanbid het, is dieselfde God wat ons vandag aanbid. Hy hoor as ons tot hom roep. En dan sien ons vir Dawid. Dawid het in sy verhaal, as jy sy verhaal gaan lees, het hy hoeveel keer tot God geroep en God het hom uitgehelp. En ons lees in Psalm 4 vers 4, sê hy, besef tog dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. Die Here hoor as ek hom aanroep. Jy sien, dit was Dawid se geheim gewees. Dawid het iets geweet wat die ander mense dalk nie geweet het nie. Dawid het geweet dat dit maak nie saak hoe groot die vyand se leermag was nie. Dit maak nie saak wat sy wapens hulle het nie. Dit maak nie saak wat sy vyande van hom sê of wat hulle oor hom spreek nie. Dawid het geweet dat wanneer hy tot God roep, dan gaan daar moeilikheid wees. Want dan gaan God kom en hy gaan hierdie situasie verbeter en hy gaan Dawid help in alles wat hy doen. Dit was vir Dawid 'n instink. Dit was vir Dawid asof hy net geweet het dat hy weet dat hy weet dat hy weet, met geen twyfel in sy hart nie, dat wanneer hy tot God roep, God hom gaan hoor en God hom gaan uithaal uit daai omstandighede uit waarin hy homself bevind. Psalm 14 vers 4 in die ou vertaling sê, het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die Here nie aan nie. Jy sien, in die gedeelte sien ons wie ongeregtigheid doen of wat hulle nie doen nie. Ons sien wat die goddelose mense doen. Jy sien, die Bybel sê, mense wat kwaad in hulle hart het, die goddelose mense, die mense wat plannetjies maak, wat kwaad en haat en alles in hulle hart het, hulle is die mense wat nie tot God roep nie. So ons moet die mense wees wat wel tot God roep, sodat ons nie hierdie goed in ons lewens kry nie. Psalm 50 vers 15. Julle sal sien ek spring baie rond in skrifgedeeltes. Ek wil net die klem lê dat daar nie net een gedeelte is in die Bybel wat sê dat ons die Here moet aanroep nie. Maar Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou help en jy sal my eer. Jy sien, die Here wil hê ons moet hom eer. Maar hy wil ook hê dat ons hom moet aanroep. Ons dien 'n God wat gereed staan. Hy luister wat ons doen. Hy sê daar bo iewers weg van ons af nie. Hy wil betrokke wees in ons lewens en in dit wat ons doen. En hy staan gereed om ons te help met ons omstandigheid. En hy staan gereed dat ons hom net moet aanroep. En wat sê hy? As ons hom aanroep, dan sê hy, ek gaan kom en ek gaan jou help. Maar ek gaan jou nie net help soos wat jy gedink het ek gaan jou help nie. Ek gaan jou so help, jy gaan nie anders kan as om my naam groot te maak nie. Hy sê, ek gaan jou so help. Jy gaan verbaas staan. Jy gaan nie weet hoe dit gebeur het nie. Al wat ek jou kan sê is, ek gaan jou so help, laat jy nie anders gaan kan as om my naam groot te maak nie. Jy sien, maar ons raak besig met die dinge van die Here en ons vergeet partykeer die Here van die dinge. En ons kerk is gebou op gebed. 'n Kerk is nie gebou uit 'n lesingslokaal uit nie. 'n Kerk kan nie gebou word uit 'n teologiese kollege uit nie. 'n Kerk word gebou op gebed. En hierdie mooi gebou wat ons het, maak hierdie nie 'n kerk nie. En die feit dat ek vanaand hier voor julle staan en praat, maak hierdie nie 'n kerk nie. Die feit dat julle hier sit, al was hier 1000 mense, dit sou nie God beïndruk het nie. Wat God beïndruk is wanneer daar mense na hom toe kom wat hulle harte voor hom breek en vir hom sê, Here, ek het U nodig en U moet nou opdaag in hierdie omstandigheid waarin ek myself nou bevind. Dis die mense wat God soek. Dis 'n kerk. En soos ons nou gehoor het, ons gaan nou in hierdie week in 'n week van vas en gebed waar ons as 'n kerk bymekaar kan kom en sê, Here, ons besef hoe belangrik gebed vir U is. En ons sal as 'n kerk bymekaar kom, as 'n kerk net weer daai gebedsgees in onsself kweek. Dat ons net weer by gebed kan uitkom. Want gebed is op die einde van die dag so belangrik. En die vyand staan in ons plek en ons sien hoeveel keer
Want ons sien dat gebed in ons skole selfs nie eers meer aanvaarbaar is nie. Maar ek wil vir julle sê, wie kan in God se pad staan wanneer daar ware mense met opregte harte na God toe uitroep en vir hom sê, Here, hier is ek, hier is omstandigheid, U moet my nou help. Hy gaan opdaag. Geen persoon kan in God se pad staan as hy jou wil seën en as hy dinge in jou lewe wil openbaar nie. Jeline, sal jy vir ons speel asseblief? Ek voel ek wil afsluit. Maar ek wil afsluit met 'n storie. Ek hoor eendag 'n getuienis van 'n pastoor oor see, Jim Simbala, en hy het 'n kerk geplant in 'n baie arm buurt, 'n buurt waar daar baie geweld is en diefstal en daai goed. En hy sê vir sy vrou, weet jy wat nee, ek gee nie om oor hierdie diefstal, oor die geweld, hierdie goed, ek sien dit nie eens raak nie. Ek gaan 'n kerk hier bou en ek gaan hierdie kerk bou op gebed. En hy sê, hulle het die een aand 'n gebedsbyeenkoms by die kerk gehad. En hy sê hy staan so by die preekstoel en hy's net so in die Here se teenwoordigheid. En hy weet, dis vir hom asof hy die enigste een is in daai kerk. En terwyl hy nog so besig is met die Here, kom daar 'n ou by die deur in met 'n geweer. En die ou was gereed om iemand te skiet wat daar was. En die mense wat daar gesit het een vir een begin agterkom, maar hierdie ou loop nou met geweer en hier's nou moeilikheid. Maar die pastoor sê hy het nie geweet nie. Hy was so in die Here se teenwoordigheid, so vasgevang in gebed en hy het net so gestaan en daai ou het geloop tot by die preekstoel. En in daai oomblik doen die Here iets in daai ou se hart. En hy laat val die revolver so op die preekstoel en hy hardloop daaruit. En die pastoor maak sy oë oop en hy sien die revolver wat hier lê en hy sien die ou hardloop. En sy instink is, hy hardloop agter hom aan. En ek dink so by myself, die arme mense wat vir die eerste keer in daai gemeente was. Maar in 'n oomblik, in 'n gebedsgees, verander die Here 'n geharde krimineel. Verander die Here daai man se hart, sonder dat enigiemand met hom praat, sonder dat enigiemand hande op hom lê, sonder enigiets, net inspraak van die Heilige Gees, omdat daai pastoor gehoorsaam was en 'n kerk geplant het en gesê het, hierdie kerk sal 'n kerk van gebed wees. Gebed verander sake. En hy het agter daai aangehardloop en hy het nog 'n siel vir die Here gewen. Dit is my so 'n mooi storie en ek weet nie wat jou omstandigheid is vanaand en ek weet nie waar jy staan vanaand nie. En pastoor Rode het nou gesê daar's mense vir wie ons moet bid, maar ek wil jou vra, as jy vanaand in 'n situasie staan, as jy vanaand in 'n plek staan en sê, Here, ek weet nou nie meer nie. Here, ek het nou nie meer die antwoorde nie. Here, ek het alles probeer van my kant af. Ek het alles probeer om dit te maak werk, maar ek kry dit net nie reg nie. Dan wil ek vir jou sê, roep tot God. Roep tot die Here en hy gaan jou omstandighede verander. En jy gaan dalk sê, maar ek roep nou al vir 3 weke, ek roep nou al vir so lank. Jou tyd en die Here se tyd is dalk nie dieselfde nie. Maar ek voel oortuig in my hart, terwyl ons so sit en Jeline net vir ons speel, kom ons maak net ons oë toe, kom ons maak net ons harte 'n bietjie oop voor die Here. Die Here soek bidders. Die Here soek mense wat hulle harte net voor hom kan oopmaak en sê, Here, hier is ek, nietige mens, Here, wat eintlik niks vir U beteken nie, Here. Vader, 'n mens wat U in die hand kan vat en net so dooddruk. Maar weet julle wat? Ons is mense wat so belangrik is in die oë van die Here. En ek wil jou vra, terwyl Jeline vir ons speel en terwyl ons net in hierdie atmosfeer sit, as jy voel, jy het lanklaas by die Here stil geword en jy wil net weer by die Here uitkom, jy wil net bietjie kontak maak met die Here, wil ek jou vra, daar waar jy sit, net om op te staan. Ek weet nie wat jou omstandigheid nie, uit is nie, ek weet nie of dit probleme is in jou familie nie, ek weet nie of dit finansiële probleme is nie, ek wil vir jou sê, die Here weet. En die Here staan gereed, al wat hy nodig het, is dat jy uitroep na hom toe. Die Here is hier. Die Here is hier en hy's reg en hy's gereed om verandering in jou lewe te bring. Reg oor die gehoor, staan daar mense op. Dis nou jou tyd. Dis nou jou tyd om op te staan.
Ek wil nou nog iets vra. Die van julle wat opgestaan het, wil ek vra om hier voor te kom staan. Kom ons bid net bietjie saam. Kom ons vertrou die Here vir daai saak wat in jou hart so druk. Kom ons roep tot die Here. Kom ons roep uit na die Here toe. Kan ek vra dat van die bedieningsraadslede net agter die mense kom staan, net julle hande op hulle lê. Kom ons bid vir die mense. Kom ons vertrou vir wonderwerke vanaand. Kom ons vertrou dat die Here mense gaan losmaak vanaand. Kom ons vertrou dat die Here ons stemme hoor. Kom ons vertrou dat ons God nie ver van ons af is nie, dat ons God hier tussen ons is en 'n verhouding met ons wil hê. En hy smag net dat ons uitroep na hom toe met opregte harte. Halleluja. 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 Halleluja, Here. Halleluja. 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 Christen sê vir ons bietjie sing ook asseblief. Ons vertrou op U, Here. Ons roep U aan, Here. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Here. Halleluja, Here Jesus. Savior, He can move the mountains. Halleluja. God is mighty to save. He is mighty to save forever. Kan ek vra dat julle opstaan en saam met ons hierdie lied sing? Salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, you are mighty to save. You are mighty. Yes, you are mighty to save. You are mighty. Yes, you are mighty to save. You are mighty. Yes, you are mighty to save. You are mighty. Yes, you are mighty to save. You are mighty. Yes, you are mighty to save. You are mighty. Yes, you are mighty to save. You are mighty. You are mighty to save. You are mighty. Oh Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus
Jesus conquered the grave. Kom kerk, kom ons maak He bietjie rose die Here and se naam conquered groot. the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. so as slot. Vir julle wat uitgekniel het nou hier. Hou vas in die Here se woord. Hou vas aan dit wat die Here vir jou gesê het. Hou vas in gebede. Ons tyd is dalk nie die Here se tyd nie. Dalk kom weer verlossing nie vanaand nie. Dalk kom dit môre. Maar kom ons hou vas en as 'n gemeente saam, bid ons saam met julle dat daai verlossing, daai situasie, daai omstandigheid, daai ding waarin jy vasgevang voel, dat die Here jou gaan red daaruit. Amen. Amen. Ek wil so ten slotte net weer, kom ons sluit net weer ons oë, kom ons bid net, voordat ek vir Christian oorgee, laat ons sing, kom ons sluit net weer ons oë. Here, Vader, op 'n aand soos vanaand, besef ons, dat daar soveel meer is, Here. Vader, daar's soveel meer dinge wat U vir ons wil wys, soveel dinge wat U vir ons wil oopmaak, Here, as ons net uitroep na U toe, Here. Vader, soos die woord sê, Here, nie uitroep nie. Vader, uitroep! Here, want dis dan wanneer U na ons toe kan kom. Vader, die woord sê in Jakobus 4 vers 8, nader tot my en ek sal tot julle nader. En ons staan vas op daai woord vanaand. Ons dankie vir daai woord vanaand, Here. Ons glo in die woord. Here, ons dankie vir veranderde omstandighede, vir verandering in families, in finansies, Here, in alle aspekte. Here, ons vertrou U daarvoor. Ons dankie daarvoor. En die volk van die Here sê, amen.